1 Korintiërs 12 van vers 12 tot 31, as u so lank daarin wil blaai, ons gaan eers saam bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier saam kan wees, om uit u woord te leer en om die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Dankie vir hierdie familie, hierdie liggaam waaraan ons kan behoort. O Heilige Gees, dankie dat u in elkeen van ons kom woon het, en dat u ons vriend en ons trooster is, die een wat by ons is, die een wat in ons is. Herinner ons opnuut vanoggend weer aan die woorde van ons Here Jesus, aan die woorde wat die apostels vir ons geskryf het, aan dit wat u wil hê, ons vandag elkeen moet hoor. Maak ons harte oop, maak ons ontvanklik vir die pad wat u wil hê, ons moet loop, asseblief Here. Amen. Kom ons lees saam uit 1 Korintiërs 12 van vers 12 af. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou ons kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou ons kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik, in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam, wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, en verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. Tot sover. Maar nou weet ons, dan gaan Paulus oor na hoofstuk 13 vers 1 waar hy sê, en nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. En dan volg daar die aangrypende gedeelte oor die liefde. Die hele gedeelte is belangrik, maar kom ons lees net weer vers 13 saam. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood, of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Jare gelede vertel my goeie vriend Oelie Trimpelman vir ons hierdie verhaal van wat met hom gebeur het. Nou ek weet nie of dit regtig gebeur het nie, maar hy het dit so oortuigend vertel.
En ek het dit baie jare gelede dalk al ook vir u vertel, maar kom ek herinner u dan maar net aan wat met hom gebeur het, soos hy dit vertel het. Hy ry van Mallelaan af Nelspruit toe met sy Volkswagen kewertjie. En hy sê, hy was so paar kilometer, 10 kilometer omtrent uit Mallelaan uit, toe sy linkervoet skielik lam raak. Hy sê, daar's geen gevoel in sy voet nie, die ding lê net daar. En nou het hy 'n probleem, hy sê, nou moet hy op daai gevaarlike pad met sy regtervoet alles daaronder beheer, dan sit bietjie petrol, dan sit bietjie rem, en dan sit met daai regtervoet die koppelaar, en dan gaan die karretjie so, hy sê, maar daai voet is dood. Nou dink hy, as hy nou in die dorp kom, hier in Nelspruit, sal hy maar gou na 'n dokter toe moet gaan, hy sê, maar dis nie die ergste nie, hy sê, nie lank daarna nie, toe hy nog so ry, toe hy sê, ewe skielik is daai linkerarm van hom hang net so hier langs die kant, en hy dink, hy hoop nou net nie, hy is besig om hier 'n groot krisis te hê, of 'n beroerte of 'n ding nie, hy sê, maar die linkerhand wil nie werk nie, nou sit hy met die regtervoet en die hand op die stuurwiel, en dan moet julle nou vir julle indink, hoe kan mens nou ratte verander met die linkervoet op die koppelaar en die ratte met die hand, en dan gryp hy weer die stuurwiel, nee, en die ou kewertjie gaan aan. Hy sê, net voor hulle in Nelspruit ingaan, het hy 'n groot probleem. Sy regtervoet raak ook net sommer dood en lam. Hy sê, nou skit die karretjie so, want nou het hy die stuurwiel, nou het hy hierdie arm maar hier op die stuurwiel vir wat dit werd is, want hy moet nou bietjie petrol gee, hieronder ook met die kewertjie om in die dorp te kan kom, gelukkig sal ons so bietjie van 'n afdraande, en toe moes hy nou maar 'n plan maak om iemand te bel om hom te kom help. Nou hy het vir ons hierdie vertel, en toe lees hy vir ons hierdie gedeelte by 'n ringsbyeenkoms. Hy sê, dit is presies wat met die kerk gebeur, met die liggaam van Christus, as elke lid van die liggaam nie saamwerk. Nou, daarom sê Paulus vir ons, as die voet vir die hand sou sê, ek is nie 'n hand nie, so ek en jy verskil, so ons het mekaar nie nodig nie, en ek gaan my maar bietjie een kant hou. In vers 14 staan daar mos, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, 'n mens se lyf, jou liggaam bestaan nie net uit een lid nie. En as die voet nou sê, ja, ek is nie 'n hand nie, so ek is nie deel van hierdie liggaam nie. Hy sê, die voet kan dit maar dink, en die voet kan dit maar sê, maar hy hou om die rede nie op om deel te wees van die liggaam. En as die oor sou sê, omdat ek is nie oog nie, so ek is nie deel van hierdie liggaam nie, om watter rede ook al, dan sê hy, eweneens hou die oog dan nie op om deel van die liggaam te wees nie. Ons het in die kerk, in die liggaam van Christus, wêreldwyd is daar maar hierdie probleem, dat omdat daar so baie beelde miskien is van hoe die kerk funksioneer. Die kerk is 'n familie, die kerk is 'n liggaam, die kerk is 'n volk, konings, priesters en profete. Jesus het verskillende gelykenisse gebruik. En nie een beeld of metafoor is belangriker as die ander een nie, maar die handigste een, die nuttigste een, en dit is hoekom Paulus hom so baie gebruik ook, wat praat van die gemeente as 'n liggaam, want ons verstaan hoe liggame werk, nê. As jy nou in jou voertuig ry en jou linkervoet begin lam raak, dan het jy 'n probleem. En dieselfde in die gemeentes, in die kerk, in die liggaam van Christus, is daar ongelukkig lede wat net eenvoudig nie hulle funksie doen nie, hulle hou hulle self terug of eenkant, en dan dink hulle, maar dis maar goed so. Die liggaam kan sonder my funksioneer, maar kan hy regtig? Of mense wat dink, ek is te anders, ek is te verskillend, ek kan nie so mooi praat soos daai, of so lekker met kinders werk soos daai ene nie, so ek is seker maar nie deel van hierdie opset nie. Paulus sê nee, jy hou nie op om deel te wees van die liggaam, as jy dink jy is dalk nie so belangrik soos iemand anders. Vandag is nou Pinkster, so ek wil julle net vinnig terugvat, nou hoe dit daar in Handelinge 2 die eerste keer gebeur het. Ons ken die gedeelte, maar kom ek verfris net so 'n bietjie julle geheue. Dit was die Joodse Pinksterfees, dit is die begin van die insameling van die oes vir die Jode, en dan het hulle groot fees gehou in Jerusalem. Almal was op een plek by mekaar, skryf Lukas in Handelinge 2 vers 1. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel wat soos 'n geweldige stormwind geklink het, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Dis nou klomp disippels en gelowiges wat gaan
bid en wag het, soos die Here vir hulle gesê het met sy hemelvaart, gaan wag in Jerusalem. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle uitgestort word. En dan staan daar, hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en toe het hulle in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. Ons weet uit die volgende gedeeltes, dit was meer as 3000 mense wat daar bymekaar gekom het. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan nou in ons eie moedertaal? En dan skryf Lukas, daar's Perse gewees, Mediërs, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, van Judea, van Kappadosie, van Pontus en van die provinsie Asië, met ander woorde verder oos, Frigië en Pamfilië tot van Egipte af en dele van Libië om Sirene uit Noord-Afrika en ver wes selfs mense van Rome af. Jode, sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. En dan sê Lukas ook, daar was ook Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan en party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Nou, dit is maar net vir interessantheid, as jy gaan tel, daar was 15 verskillende tale daai dag gebruik, ander tale. En as ons nou hierdie verskil van daardie dag, die taalverskil invoeg hier in 1 Korintiërs 12 vers 15 tot 6, dan kan dit dalk so klink, as die man uit Persië sou sê, omdat ek nie 'n Mesopotamiër is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Maar hy hou nie op om 'n deel van die liggaam te wees nie, sê Paulus. En as 'n vrou uit Judea sou sê, wel, ek is nie 'n Egiptenaar nie, so ek is nie deel van hierdie opset nie. Dan sê hy, eweneens om die rede hou sy dan nie op om deel te wees van die liggaam nie. Want ons is almal deur God in die liggaam ingevoeg, soos hy dit wou hê. Nou as ons weer in lyn met wat Paulus nou hier in hoofstuk 12 geskryf het, en voor dit en na dit in 13 ook oor die gawes kyk, dan kan dit ook so geklink het, iemand met die gawe van hulpverlening, as die persoon wat graag hulp verleen sou sê, wel, omdat ek nie die gawe van profesie het nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Paulus sê nee, hy hou nie op, of sy hou nie op om deel van die liggaam te wees, omdat jy 'n ander gawe het nie. Of as iemand sê, wel, ek kan nie so goed leiding neem nie, so ek is nie deel van die liggaam nie, dan sê hy, hou sy of hy om die rede eweneens nie op om deel te wees van die liggaam nie. Dis dan net soos arme Oelie in sy volksie, iemand wat sê, ag nee wat, hulle het my nie nodig nie, so hierdie ou moet nou maar met een hand sien en kom klaar, ek gaan nou maar teruggaan. Ons kinders van die Here, en ek weet julle is almal hier en julle is lief vir die Here en julle is betrokke. Ons moet op 'n manier hierdie boodskap uitkry by al die kinders van die Here. Kinders van die Here, ons is nie veronderstel om verskonings uit te dink. Ons het almal op 'n stadium vir die Here Jesus gesê, ek gee my lewe vir U. My gees, my siel, my liggaam wy ek aan U, o Heer. Ek lê my as 'n offer voor U voete neer. En dan nie lank daarna nie, dan begin die kinders van die Here verskonings uitdink. So voel dit vir my. Nou, vat Paulus dit nog 'n bietjie verder. Hy sê, ons is nie dieselfde nie. Die hele liggaam is nie net 'n oog nie. Dan lyk dit soos daai kinderfliek van die monster, so groot groen oog met twee voetjies. Dis nie hoe 'n liggaam lyk nie, sê hy. En in Handelinge 2 het ons gehoor, daar's 3000 kinders van die Here bymekaar, 3012. Nou was meer as 3000 en die 12 in die bovertrek, dalk was hulle ook meer as 12, het nie eers almal dieselfde taal gepraat nie. Nie al die kinders van die Here het dieselfde nasionaliteit nie, maar in die wêreld werk dit so,
dat 'n mens so van kleins af so geprogrammeer word, en dis nie verkeerd nie. Maar ons word groot met hierdie idee dat my nasionaliteit en my volk is die alfa en die omega. En dan vergeet ons baie keer, nee, die koninkryk van Jesus Christus is die alfa en die omega. Ons volk en enige ander volk, Amerikaner, Rus, Chinees, is ondergeskik aan die volk waaraan ons behoort, die nuwe volk van God. Ek is eerstens deel van daai volk, en dan is ek deel van hierdie aardse volk. Ons weet dit, want in Openbaring 5 hoor ons hoe dit aan die einde gaan afspeel, dan skryf Johannes, toe sing hulle daar in die hemel 'n nuwe lied, en die lied klink iets soos, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U, hy praat nou van Jesus Christus, en hy gebruik eintlik 'n bietjie 'n kriewoord, hy sê, omdat U geslag is 'n lam wat geslag is, en met U bloed het U vir God mense losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en U het hulle 'n koninkryk gemaak en priesters vir ons God, om oor die hele aarde te regeer. Hoor julle dat Johannes in Openbaring sê, uit elke volk het Christus met sy kosbare lewe, met sy bloed betaal, om 'n nuwe volk te kry, wat verhewe is bo al hierdie ander verskillende volke. Die taal van die koninkryk is nie enige een van hierdie 7139 tale wat op die aarde gepraat word. Die taal van die koninkryk is agape, is liefde. Dit is die taal wat God praat so terloops. Ons gaan nie in die hemel Afrikaans praat of sing of Engels of Grieks of Hebreëus nie. Ons gaan agape praat. Ons gaan God se taal praat. Daar gaan geen probleem wees met in watter provinsie, land of kontinent is jy gebore. Wat was jou moedertaal nie? Want daar gaan ons vadertaal praat. Maar ons moet dit nou al doen. Ons kan nie sê nee, dis vir eendag, en as ek eendag daar kom, dan sal ek daardie taal leer nie. Daarom sê Paulus, dit is die allerbelangrikste wat ons nou moet weet van die lewe, van die wêreld en van die liggaam van Christus. Ons moet dit vandag opnuut besef, die liggaam van Christus is nie een homogene groep mense wat almal dieselfde klink en lyk en dieselfde gawes het nie, sê Paulus. Hy skryf in 1 Korintiërs 12 vers 11, al hierdie dinge, hy het daar oor die gawes gepraat, net voor die gedeelte wat ons begin lees het, sê, al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. En dieselfde met die rede dat ek nie vir my Skepper kan sê, hoekom het hy vir my sulke bakore gegee nie? Hy het my so gemaak. Kan ek nie vir hom sê, hoekom het jy nie vir my die gawe gegee om wonderwerke te kan, dit sal dan baie gaaf gewees het. En ek kan nie so mooi praat soos daai nie. En ek kan nie so mooi sing soos daai dame nie. En nou praat ons met die een wat ons gemaak het. Dit is nie hoe kinders van die Here optree nie. Daarom sê Paulus in vers 19, as almal in hierdie liggaam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar daar's net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Daar's te veel kinders van die Here wêreldwyd wat vir die liggaam van Christus sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Waar gaan die kop heen gaan sonder voete? Die hele liggaam is een liggaam, sê Paulus, wat saam moet werk. Net soos wat olie se lyf moet saamwerk om 'n melkspruit te kom, en ons het gehoor wat is die probleem as die hele liggaam nie saamwerk nie. Dit is 'n hartseer saak dat daar kinders van die Here wêreldwyd is. Miskien nie so baie by ons nie, ons is dalk geseënd, maar so baie kinders van die Here wat hulle onttrek aan die gemeenskap van gelowiges, die byeenkomste van gelowiges, die funksionering van die liggaam van Christus, wat een kant wegkruip of sit en net sê, ek het julle nie nodig nie.
En daarom sê Paulus, dis 'n onding in die liggaam van Christus. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig. Daarom gaan Paulus aan en hy skryf vers 14, die liggaam bestaan uit verskillende lede. Vers 15, dit is goed, dis noodsaaklik dat ons nie almal dieselfde is nie. Vers 17 tot 20 het ons gelees, die voet is nie 'n hand nie, maar ons het 'n voet en 'n hand nodig in die liggaam. Die hele liggaam kan tog nie net 'n oog wees nie. In vers 21 tot 24 het ons gehoor, hy sê, geen een lid van die liggaam, van die familie, kan vir die res van die familie sê, ek kan sonder julle klaarkom. Daar moet, sê hy in vers 25, ook nie verdeeldheid in die liggaam wees nie. Daar moet gelyke sorg wees. Dan verduidelik hy hoe mens nou maar met allerhande ander goed, die ander dele ook belangrik maak, sê hy, want God het hulle groter eer gegee, die wat ons dalk dink wat nie belangrik is nie. Onthou, genade in God se koninkryk werk ons anderster om as wat ons groot gemaak is. Die werker wat 5 uur kom werk, kry dieselfde loon as die een wat 8 uur begin het, sê Jesus. As die wat laaste is, sal eerste wees. Die wat eerste is, sal laaste wees. Jesus kom op een of ander rede, en dit klink of hy alles omdop. En daarom sê Paulus, die lede in die liggaam wat ons dink wat nie nodig of belangrik is nie, wat nie eer nodig het nie, God gee aan hulle groter eer. So ons moet baie versigtig wees ook hoe ons dink oor hierdie wonderlike, pragtige liggaam wat Christus vir ons hierso ook plaaslik gegee het. Die gemeente se mense is verskillend, maar almal is ewe belangrik. Ek is nou 'n groot versoek om vir julle te sê wat ek het vergeet in die begin. Kyk gou 'n bietjie wie sit agter jou. Ons is almal ewe belangrik, oud en jonk. En daarom skryf Paulus, hy noem dit take. Hy sê in die kerk is daar ook verskillende take wat God aan die liggaam gegee het. Ander plekke noem hy dit gawes, dis geskenke. Ander plekke sê hy, dit is hoe die liggaam funksioneer, is funksies. In Efesiërs 4 sê hy, elkeen moet sy funksie vervul. Hier sê hy, en daar is verskillende take. So maak nie saak wat jou gawe is nie, dis ook jou verantwoordelikheid. Dis jou taak in die liggaam van Christus. En dan sê hy in vers 13, maar ek wil hê julle moet ook verstaan dat daar's die allerbeste wat ons almal het en moet hê, en dit is die liefde. Nou wat is die kern en die basis van hierdie hele verduideliking wat Paulus gee? Hy sê ons is die liggaam van Christus. Ons is almal deel van hierdie familie. Daar's verskillende boeties en sissies in hierdie familie, maar ons is een familie. En dan sê hy in vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop. In Efesiërs sê hy, daar is net een liggaam, daar is net een doop, daar is net een gees. Hy sê, of jy nou Jood of 'n Griek is, want daar was baie jaloesie en twis tussen die Christene wat uit die Jodendom gekom het en die Christene wat uit die heidendom gekom het. Hulle het sommer oor die algemeen gepraat van die Grieke, maar daar was nie net Grieke nie. Hy sê of jy nou 'n Jood of 'n Griek is. En hoor net hierdie interessante situasie in daardie eerste gemeente is, of jy nou 'n slaaf is en of jy die eienaar van 'n slaaf is. Hy sê, ons is almal van die een gees deurdrink. Dink aan 'n spons wat in 'n bad water gelê het en as jy hom uithaal dan loop dit sommer so uit hom uit. So daar's nie 'n droë sponsie op die bad se rand en die ander spons wat daar so lê in die water nie. Hy sê ons is almal van die een gees deurdrink. En dit is wat op Pinksterdag gebeur het. God het sy Heilige Gees uitgestort op baie mense. En ons kyk nou terug en sê op elkeen wat die naam van Christus bely. Paulus sê jy kan nie sê Jesus is die Here sonder die Heilige Gees. So ek en jy broer en suster, vat so 'n bietjie so aan jou hart asseblief, kinders. Voel bietjie daar, ek weet nie of dit nog klop en of dit so koud is dat dit nie meer wil klop vanoggend nie. Vat net so 'n bietjie aan jou binneste hart. En sê net dankie Here, u woord sê ek is ook deurdrenk van u Gees.
En ek weet 99% van ons sit nou hier of staan hier en sê, maar ek is dit nie waardig nie. Prys die Here, jy is dit nie waardig nie, want dis niks van jou nie, dis niks van my nie, dis alles van hom. Ek en jy is deurdrenk van sy gees, en daarom bid ek, broers en susters, elkeen van ons, ek begin by myself, mag in hierdie dag, in hierdie week, in die res van my lewe, hierdie boom aan sy vrugte geken word. Mag hierdie mond oorloop waarvan hierdie hart vol is. En mag ons vir mekaar lief wees, soos Jesus, want dan sal almal weet dat ons sy disippels is. Amen. Kom ons bid saam. Dankie o Heilige Gees, Gees van God, Gees van Christus, dat U ook in hierdie nederige wessel, in hierdie nederige kruik, U self kom uitstort het. Ons kan nie stry met U woord nie, Here, ons durf nie, ons wil nie, dat U dit laat neerskryf het. Elke kind van die Here is van U Gees deurdrenk. Help ons asseblief dat ons anders sal begin dink, as ons dalk nog nie reg dink of behoorlik dink oor hoe die liggaam moet funksioneer nie. Elke een is belangrik. Elke een is noodsaaklik. Elke een is vervul. Laat ons dan in hierdie dae aan ons vrugte geken word asseblief, Here. Amen.